Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Goeiemôre vriende, dis Maandag 1 Junie en amptelik die begin van winter. Ek hoop jy was bevoorreg om warm te kon slaap laasnag. Baie welkom by ons oordeenkings van hierdie week. Het jy jouself al met 'n boom vergelyk? Ek wil tot Saterdag saam met jou tekste lees wat ons verwonderd laat staan oor die grootheid en krag van God in die lewe van bome en plante. Ons gaan uit gelykenisse lees. Dis tekste waarin ons met bome vergelyk word en waarin ons onsself leer ken as bome in God se koninkryk. Ons tema vandag is evangeliesaad. Ek lees uit die gelykenis van die saaiër in Lukas 8. Daar staan 'n saaiër het uitgegaan om saad te saai. In die 8ste vers staan, daar was 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100voudige oes gelewer. Toe het Jesus gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Bietjie later sê hy, die betekenis van die gelykenis is dit, die saad is die woord van God. Dan lees ek ook uit Matteus 13, nog 'n gelykenis van Jesus, die keer oor die mosterdsaad. Daar staan in vers 31, hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Petrus skryf later in 1 Petrus 1 vers 23, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Ek wonder of jy al tomatiepitte of ander klein saadjies soms so uit die kombuis uitgegooi het op die grond in die agterplaas. Dalk was jy te verwonderd toe jy eendag groen plantjies sien opkom uit die saadjies. Dalk was jy verwonderd oor die geheimsinnige krag van die saad wat op die grond geval het. Saad hoef nie eers altyd geplant te word nie. Saai is genoeg. Saad en grond kan self verenig. In die gelykenis van die saaiër in Lukas 8 word saad wat plante laat opkom vergelyk met die woord van God. Petrus noem hierdie die saad as evangeliewoord. Dis wat saad eikebome of mosterdbome kan skep die evangeliewoord nuwe lewe wat na Jesus aard, Jesus bome, God se koninkryksbome. Miskien het jy ook al soos die boer van Matteus 13 se gelykenis saad geplant, nie net gesaai nie. Tog was jy steeds verwonderd oor die krag van die saad in die grond toe die nuwe plant opkom. Selfs die kleinste soort saad bekend in Jesus se tyd, die saad van die mosterdboom, kon 'n groot boom van 3 tot 4 meter hoog laat uitgroei. Die Heilige Gees het op Pinksterdag van die disippels getuies gemaak, saaiers, planters van die evangeliewoorde oor Jesus. Petrus het dit eerste begin saai toe hy opstaan en die duisende mense toespreek wat saamgedrom het voor die tempel. Die evangeliewoord is kragtige saad. Dit het die potensiaal om van alle sonde vergewe te word deur die kruisdood van Jesus. Dit het ook die potensiaal om gewone sterflinge ewig te laat lewe in God se heerlike teenwoordigheid. Daarom skryf Paulus in Romeine 1 vers 16, hy skaam hom nie oor die evangelie nie,
want dit is 'n krag tot redding. Die Heilige Gees maak ook van my en jou draers van die evangelie saad. Wees 'n saaier, wees 'n planter, ondersteun die projekte van die gemeente waardeur die evangelie saad versprei word. Die Heilige Gees van Pinksterdag sal laat groei. Kom ons bid saam. Gees van God, dankie vir almal wat die evangelie saad al gesaai het. Saad wat opgekom het as Jesusbome oor die hele wêreld. Gebruik ons ook as saaiers, planters, ondersteuners van saai- en plantprojekte. Amen. Mooi dag vir julle verder. Môre praat ons oor plantwortels, dit wat die saad laat gebeur onder die grond.